Amen. Goeiemôre vanoggend. Ja, die Bybel sê duidelik, daar waar die giddels by mekaar kom, daar is 'n woord oor dit. Dis baie sterk vandag, so baie mense sit seker dalk vas, of hulle is die krag aan, so die dinge van die is baie welkom in ons hoofdelige gebied saam met ons. As jy die mooi kan hoor, die klokstelsel is gepreset. So is nogal moeilijk om bijna te stellen. Gaan we samen met ons terwijl ons alles uitsorteer die plan en alles wat. So er enige bezoekers vandag, dat ik iemand gezien. Ja, iemand doen. De mensen die met baba's aan jullie rechterkant, bij linkerkant, en de hele tijd zo'n te gaan, in de dienst gebied. Daar zal met zondagschool die tijdens die dienst, so draasbaar gezegd, dan kan die kinders uitgaan met Link, Alana en Hans is vandag op dienst. Mensen, as jy enige reddings optref, in verband met doop, lidmaatskap, kindertoewijding, trouwens, begrafenis, enige iets wat te doen het in die kerk, is het nie kontak in die kantoor van Daniel, en sy sal seker maak dat die reddings gedoen in die navolgings gereeld word. Dan elke woensdag is die dames opgegroep, 10 uur by die kerksaal. Ek weet ek sê het gereeld waar vooraan, is daar waar die dames in mekaar kom en hulle bid vir die gemeente en vir die kerk, daar sal altyd groot vrede wees. Dan vir die minder bevoorregtes, mense as enige bydrae wil doen, as jy in die rekening betaal, maak ek seker daar staan kos of minder bevoorregtes, wat ons dit is betaal soen toe, kanaliseer, so mense kan kry as iets wil bring, dat jy altyd kantoor toe bring, kantoor is ook weekstaat, tot so in die kant, en dan kan dit altyd daar afgeweer. Dan die verjaarsdag wat opkomend is wat Tinus van As, Wyn Straal, Dion Mans en dan Robert Kantoor is. Dit is al vir die afkondigings vandag, is daar enig iemand wat iets wil sê, wat die weerwinkerige onderwerp. As daar niks is, dan vraag vir om te staan en maak misschien iets soeker. Onze getrouwe God en Hemelse Vader, die Heer ons kom as 'n gemeente vandag voor U, en sê vir U dankie vir die voorrecht, vandag in die kerk by mekaar kan kom. Die Heer ons weer is 'n gebou, maar U woord sê daar waar ons by mekaar kom, daar sal die Gees ook wees. Ons welkom die Gees weer eens vir ons, eer ons saam met U. Ons sê vir baie dankie vir die reën wat val, die Here, jy weet ons het nodig, en ons wat weer kom reg. Heer, ons bid ook dat die vandag saam met ons die diens sal wees, dat U woord vir ons gekoppeld sal word. Heer, dat ons sal verstaan dat as medekinders, broers en susters, maar liefde in die kerk wees, dat ons mekaar moet ondersteun, Heer, mekaar opbou in U naam. U het ook gesê, daar waar ons U naam oplig, die man sê, hoe die kerk sal oplig, sal U die mense aantrek. Daarom lig ons U vandag, Here, hoog oor die kerk uit, dat die mense sal weer U woord en U woord en U met U bespreek. Vir alles wat in die dienst van die Here, is alles vir U, vir die 10de wat opgeneem ons dank vir elke wat keer, Heer, ons bid dat U sal seën vir die wat nie kan gee nie, sodat hulle ook geseën kan wees met hulle vir ons gee. Ons bid al in my moment ons het verdien, maar U wil in die groot en heilige naam, in Jesus naam, amen.
Steek vanmorgen je aansluit op. Dan sê jy saam op my, Here, dankie. Dankie vir die bloed. Here, dankie vir die bloed wat vir my gestort is. Dat ek vergifnis kon kry, dat ek versoening met die Vader kon, dat ek ewige lewe kon. Here, nou vra ek ook, soos wat ek my hand opsteek, Here, is daar mense wat vanmorgen die hande kan opsteek, die Here, die wêreld is vol vir hulle. Wat nodig het dat die bloed van Jesus hulle ook kan reinig. Dat hulle sal aanvaar dat al die bloed is ook hulle gestort. Here, ek ken hulle vanmorgen. Here, help met ons vriende kring, ons daarmee die kinders. Here, ons bring hulle vanmorgen na uit en sê dat die bloed van Jesus ook hulle reinig. Vader in Jesus naam. Amen. Loof die Here vir sy plek met die broer en suster. Steven sal nie sê, dit is jou van my gunste liedere hier. As jy Bybel lees, kan jy ook op Handelinge 8, dat in die Sondagskool uitgaan, Handelinge 8. Ons gaan die laaste naweek van November van ons Sondagskool afsluiting hê, hier buite, so 'n springkas speel hê, en ek dink dalk op waterwurm, en ek glo vir die kinders moet lekker wees. Ons vra dat jy ook daai dag toe ons keer bring jou gesiebel, bring vir jou 'n vleisie, ons sal 'n pap en 'n sousie en 'n iets hier hê. En dan sal ons die naam van die Here lekker groot maak saam met die kinders in 'n dag geniet en mekaar nog beter leer ken. As jy die gesiebel ken, dan bring jou saam, bring jou eetgery en ons kuier saam. En dan die 30ste van ons die Sondag gaan ons 'n munt leg en hou vir die Sondagskool. Ek weet nie wanneer laas was daar so iets gehou nie.
ons gaan 'n muntlegging hou. So ek vra asseblief al my munte wat daar by die huis rond lê, bring dit vir ons asseblief. Ek weet nie hoe hard is ek nie, kan julle my dalk so advies sagter sit, voel ek is baie hard. Baie dankie julle. Handelinge 8 vers 36 tot 38 wil ek vir julle lees. Dis 'n baie kosbare gedeelte hierdie. En terwyl hulle voortreis, dis die hofdienaar en Filippus, kom hulle by water. En die hofdienaar sê vir hom, daar is water. Wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as jy glo met die hele hart, is dit geloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Ek wil stil staan by daardie 3 woordjies, wat verhinder my? In ons skrifgedeelte punt ons hierdie vraag deur die hofdienaar wat vra aan Filippus. En hier het dit vir hom gehandel oor die doop. En die antwoord van Filippus was, glo jy met jou hele hart? En die hofdienaar kom en hy antwoord en hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En daar was baie water en afgegaan in die rivier en die hofdienaar is gedoop. Maar hierdie vraag, wat verhinder my, bring my by 'n veelheid van aspekte wat in u lewe en in my lewe relevant is en belangrik is. En dis 'n vraag wat ons vir baie mense kan vra, wat verhinder jou om die Here te dien? Wat verhinder jou om werklik 'n totale oorgawe aan die Here te maak? Wat verhinder jou om jou broer en jou suster lief te hê? En ek praat oor die groot gebod, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Wat verhinder jou? Jy alleen sal daardie antwoorde ken, maar hierdie vraag bring my by die 4 groeperinge van 'n mens se basiese behoeftes. Ons elke mens het basiese behoeftes. Maxwell het ook daarvan gepraat, maar ek wil nie vanmôre oor Maxwell praat nie. Maar ons het basiese behoeftes, elke liewe mens. En daardie behoeftes kom in 'n gemeente voor, dit kom in 'n gesin voor, dit kom in 'n familie voor, dit is daar. Ten eerste is dit ons fisiese behoeftes. Ons emosionele, sosiale en geestelike behoeftes. Dis die 4. Fisies, emosioneel, sosiaal en geestelik. Hierdie 4 is ook verbind tot mekaar. Fisiese behoeftes is daardie dinge wat kos, klere is, wat rus is, wat slaap is, wat veiligheid is, gesondheid. Here Jesus het ons ook leer bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hy het nie gesê ons moet die fisiese dinge eenkant toe skuif nie, hy het gesê dit is deel van ons lewe. En jy mag bid en jy mag vra dat die Here dit vir jou voorsien wat jy nodig het. Maar die Here kan u en my ook gebruik om te help voorsien in mense se fisiese behoeftes, waar en hoe dit ook al nodig mag is. Maar daarmee saam met ons ook 'n emosionele behoefte. En hierdie emosionele behoefte is gekoppel aan die besef en die ervaring van liefde. Dis deel van die groot gebod, ons moet mekaar lief hê. Ek en Elna in die weke verby het ons gepraat en gesê, waarop fokus ons in ons gebed en ons denke vir die volgende rukkie? Eenvoudig daarop, hoe kan ons mense help en mense lei en mense leer en mense wys dat daar is liefde? Nie net van ons wat op die maar in die gemeente. Want dit is 'n belangrike saak, sonder die liefde is ons niks. Self ken jy al die geheimenisse, al profeteer jy, al het jy taal en al daai goed, maar jy het nie die liefde nie, jy klink in 'n simbaal, 'n lydende simbaal, jy maak net 'n klomp geraas. Emosioneel behoeftes is belangrik vir ons. En hierdie emosionele behoeftes is iets wat ons kan raak sien, kan identifiseer in gemeenteverband. En ons kan iets daaromtrent doen. Nie net in ons eie lewe nie, maar ook in die van ander. Nie met die doel om te kritiseer en te veroordeel nie, maar met die doel om te sê, hoe kan ek help? Hoe kan ek bewys?
Behoeftes wat sê, maar wie wat, ek wil ook hê iemand moet vir my omgee. Ek wil ook raak gesien word. Gaan ook oor 'n gevoel van erkenning en van aanvaarding. Gaan ook oor gevoelens van veiligheid, vertroue en sekuriteit. En dit spreek aspekte aan soos ondersteuning en aanmoediging. Weet jy, dis wat ook om mense aan te moedig. Dit spreek ook oor dinge soos selfwaarde en die opbou van 'n mens. Nie die afbreek van 'n selfbeeld nie, maar die opbou van 'n selfbeeld. Sosiale behoeftes handel weer oor daardie dinge soos vriendskappe en mense sal wie jy kan lag en kan gesels en kan ontspan. Ek verstaan eendag in die lewe nie, toe ek bediening toe gegaan het, klomp jare terug het 'n ou vir my gesê wat al jare in die bediening was, jong, jy mag nie vriende hê in die gemeente nie, want dan gaan jy beskuldig word van 'n kliek en al sulke goeders, al is dit nie die waarheid nie. Maar weet jy wat, my broer en my suster, elkeen van u is vir my 'n broer en 'n suster in Christus, en ek mag met elkeen van u 'n besondere vriendskap hê. Amen. Dit beteken nie ons gaan elke Vrydag gaan braai nie, dit beteken nie ons gaan allerlei dinge noodwendig saam doen nie, maar ons mag daai verhouding hê, ons mag daai band hê, en ons behoort dit te hê. Die besef en die ervaring van ek behoort, ek word ingesluit, ek word ingetrek, ek word deel gemaak. Ek word nie uitgeskuif nie. En daarom is dit belangrik dat elkeen van ons sal besef ook dat in hierdie gemeente het elkeen die reg om betrokke te wees en deel te wees. Ek het altyd gesê, maar wie wat ek help graag, maar wil net gevra word. Kommunikeer jou behoefte. As jy wil betrokke raak by die Sondagskool, yes, kom. Wag vir jou plek. Jy wil betrokke raak by iets anders, ja, kom. As jy so kan kommunikeer, gaan ons. Ons kan ongelukkig nie almal agter die klavier sit of almal agter die klankbord sit nie, dis net nie ruimte nie. Maar ja, daar is tyd wat jy miskien kan help. En dan is daar laaste, maar nie die minste nie, baie belangrik, mense se geestelike behoeftes. Dit handel oor die mense verhouding met die Here Jesus Christus. Dit handel oor die mense verhouding met die Here ons God. En ek weet, ons almal se verhouding is nie op dieselfde standaard nie. Party ons is nog hier in Sint-Paulse B en ander ons is nog in standaard 1 en ander ouens is nog in standaard 6. Ek weet nie wat ons die grade lees daar nie. En dan is ons op verskillende vlakke, maar ons groei. Dis die belangrikste, ons moet daai feit dat ons almal op dieselfde vlak is, op dieselfde trap is, op dieselfde standaard van geestelike ontwikkeling is, die moet ons in gedagte hou. Party is verder. Skoon. Maar dit is die verhouding wat ons met die Here ons God het. Jou identiteit in Christus. Daardie sekerheid dat ek het ook 'n doel en 'n rede, want elkeen van ons het 'n doel en 'n rede. Dis deel van God se plan. En dan my broer en suster, dit gaan oor genade en oor vergifnis, oor die vrede wat die Here gee. Dit maak my ijskoud in my ruggraat af as mense sê, ek sal nooit daai ou of daai ou kan vergewe. Maar die woord van die Here is baie duidelik, hy sê, vergewe mekaar julle misdade sodat jy gesond kan word. Jakobus 5:7, as ek weet nie meer, sit jy op 'n ander plek sê hy ook, in die modelgebed handel het, vra vir die Here om jou te vergewe. Want soos jy vergewe, sal jy vergewe word. Ja, dit maklik nie, maar ons het dit nodig. Ons verhouding met die Here, ons aanbidding, dis daardie hele aspek wat ons in ons menswees kan insluit onder die geestelike. Dis die vierde behoefte wat ons as mens het. Weet ek sal nooit vergeet nie, ek was jare gelede, was ek 'n liefhebber van Cat Stevens se musiek. Ek weet nie, hy is nou Yusuf Ali of ek weet nie, wat se dinge sy nou deesdae en ek luister wat nie meer sy musiek nie, want hy het in die see gewees en hy was besig om te verdrink en hy bid, as die Here as hy my red uit hierdie verdrinking, dan sal ek gaan en ek sal die gaan dien en ek gaan word 'n moslim. Hy het 'n geestelike behoefte gehad aan hulp op daardie stadium en hy het geweet dat God hom kan help. Ek wil gelukkig net hierdie God kon identifiseer toe in die water uit. Hierdie gedeelte van die hoofdienaar bring ons by tyd en omstandighede
Hierdie hofdienaar was 'n belangrike persoon gewees. Hy het met die finansies gewerk, hy was 'n finansiële beampte in die koningin van Ethiopië se regering, of wat ook al jy dit wil noem. Ek het maar gelees daar in hoofstuk 8, die hoofstuk wat ons gelees het, vers 7 in Torah. Maar hierdie man het die vraag gevra, wat verhinder my? En die tyd was nou, die omstandighede was nou, daar was water. As jy nie glo in Jesus Christus nie, dan sal dit jou verhinder, maar hy glo in Jesus Christus. So daar was niks wat hom verhinder het op daai stadium nie, want hy voldoen aan die vereistes, en nie die vereistes wat 'n klomp mense neergepen het en wat boeke volgeskryf is nie, nie, eenvoudig dit, hy het geglo dat Jesus Christus is die Seun van God. En hy word dadelik. So ons kom as mens baie keer dan sê ons, ek gaan dit nog doen. Ek wil dit nog doen. God se tyd is nie eendag nie, God se tyd is nou. Daarom sê ek ook vir ons, as jy vandag sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. As jy hoor vandag dat die Here met jou praat, dan vat jy daai woord, jy maak dit jou eie, jy gryp dit vas. Jy skuif dit nie een kant toe nie, jy wag nie vir môre of vir oormôre nie. Môre mag dalk nooit kom. Ek het dit in my lewe gesien en geervaar. Weet jy wat ek vir julle gesê het? Ek het een aand gepreek en ek het die skyfie daar gehad van Ronan Keating se liedjie wat gesê het, if tomorrow never comes. My gedagte was ek gaan praat oor twee ouens wat in daardie week, een was 'n kommandant in die lugmag wat 'n hartaanval gekry het op die sypaadjie terwyl hy met 'n prokureur gepraat het, daar dood neergeslaan. En die ander was van Oom Koos. Oom Koos is 'n hartseer saak, Oom Koos het in die kombuis gestaan. Hy was op pad om koffie te drink en toe val hy, jy sien net potterspad. Hy is daar oorlede, al twee in een week. En ek wil aan Sondag daaroor praat, wie wat môre is nie vir jou 'n sekerheid nie, vandag is wel. Want jy ervaar vandag, jy sien vandag, jy sien nou, jy beleef nou. En die volgende oomblik toe kom 'n vrou daar by die deur van die kerk het deure voorgehak ook. So aan die kante, kom al vrou en sy kom stap in en vat my in die arm, vat my uit. En sy sê vir my, al kyk van 11 maande en verdruk. So hier terug. Môre is nie 'n sekerheid nie, ongeag jou ouderdom. Daarom is God se tyd nou. Hierdie hofdienaar sê, wat verhinder my? Hy kon net so al die woordjie nou bygevoeg. Hy lê water uit, en besef, hy wil gedoop. En hy praat, wat verhinder my nou? En Filippus vra hom weer om 'n vraag. Glo jy met jou hele hart? Want as jy met jou hele hart glo, dan is dit geoorloop. Hy sê, ek glo in Jesus Christus is die Seun van God. En dit doen dit daar en dan. Hy het die vraag gevra. En hy het die daad by die woord gevoeg. Maar hierdie vraag, wat verhinder my, is vanmôre ook tweeledig van aard. Ten eerste wil ek sê, wat verhinder my as deel van 'n gemeente, as deel van die AGS Lighuis, as deel van hierdie groep mense wat hier saam aanbid, as 'n gemeente van die Here Jesus Christus. Wat verhinder jou nou om 'n verskil te maak in iemand se lewe of in die totale saak van die gemeente? Weet jy, as jy rondom jou kyk, is daar dalk mense wat fisiese behoeftes het. Daar is al mense wat emosionele behoeftes het. Daar is mense wat sosiale behoeftes het. En daar is mense met geestelike behoeftes. En elkeen van ons kan iets daaromtrent doen as ons wil. Nou is die vraag vanmôre, wat verhinder jou? Of maak saam met my dan hierdie vraag persoonlik, wat verhinder my om 'n verskil te maak in mense ten opsigte van hulle fisiese behoeftes? Ek kan nie almal help nie. Ek kan nog een help. Of ek kan ook 'n bietjie help wat iemand gehelp word. Daar's mense met emosionele behoeftes, hulle het seer, hulle het bemoediging nodig, hulle het liefde nodig, hulle het omgee nodig. Wie wat elkeen van ons kan omgee, wys en gee. Amen. Oh my goodness. Elkeen van ons kan liefde gee en ons kan omgee wys. Is dit nie waar nie? Dis waar ons kan. Op verskillende wyse,
party dalk meer as ander, maar ons almal is daartoe in staat. En dan is daar mense met sosiale behoeftes, hulle wil deel voel. Daarom is dit belangrik as jy by die kerk kom, want jy groete ou, as jy hom nie ken nie, is fyn. Ek vra nie eers my altyd mense se name nie, nie hieroor of daaroor nie, maar ek vergeet die goed so, die name so maklik. Jy weet, ek onthou die gesig, maar volgende week as ek by jou kom, dan kan ek nie onthou wat is jou naam nie. Nie hieroor of daaroor nie, dis nou maar iets wat saam met die ouderdom gekom het, hulle sê gebeur die van 50 af. In elk geval, daar's mense met sosiale behoeftes, en dan is daar mense met geestelike behoeftes. Jy kan vir dit bid, jy kan hulle opdra aan die Here. Jy kan op die Sondag daar by die bidkamer opstap, ons gaan daar 'n lys, ek het word daar gesit, ons gaan net die lys begin skryf van Maandag af, kan ons daar opskryf versoeke. Jy kan een byskryf, dan of 2 byskryf op die Here. Stap maar in, hier's 'n paar versoeke, sit daar eenkant, gaan bid. Niemand pla my nie, en ek pla niemand nie, ek bid, jy hoef nie hard te bid nie, jy kan saggies bid, net daar waar jy sit of nie. Maar my broer en my suster, jy kan 'n verskil maak, selfs al is dit net deur 'n gebed. Wat verhinder jou en my om te help met die voorsiening van hierdie behoeftes? In my broer en suster in die gemeente se lewens, as ook hulle wat buite die grense van hierdie gemeente is. Daar's verskeie redes. As ek dan vir jou 'n paar moet noem, hoekom mense nie help nie. Hoekom mense of wat mense kan sê, wie wat, hier is die redes wat my verhinder om ag te gee op 1 of al 3 of al 4 van hierdie behoeftes. Daar's baie redes. Ek gaan net 'n paar noem, hoekom gelowiges nie wil help en ondersteun. Dinge wat hulle verhinder dat hulle kan help in die voorsiening en die verkryging van hierdie 4 behoeftes van gemeentelede, familielede, gesinslede en ander. Daar is 'n ding soos onbewustheid van 'n ander se behoefte. Jy weet nie wat is 'n ander se behoefte nie. En jy gaan ook nie weet as jy nie tyd spandeer om met iemand te gesels nie. En dan gaan jy dalk weet wat is 'n ander se behoefte. Onkunde, onbewustheid, vrees om betrokke te raak. Mense het dalk 'n slegte ondervinding gehad, dan wil hulle nie weer betrokke wees nie. Mense se besige lewenswysens. Mense se selfgesentreerdheid. Mense se selfsug en gemaklikheid. Mense is soms onseker wat om te doen, hulle weet nie wat om te doen. Soms is dit 'n gebrek aan geestelike volwassenheid. Soms is dit blykbaar net 'n onwilligheid. Daar is diegene wat wegskram, wat as gevolg van die teleurstellings van die lede terugdein, so hulle wil nie betrokke raak nie, want hulle is bang dat die dinge van die verlede weer herhaal gaan word. Daar's 'n gebrek aan 'n begeerte om te help. Daar's dalk 'n gebrek aan liefde. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en my suster, as ons na hierdie 4 aspekte kyk in gemeenteverband, dan is daar net die vraag wat oorbly, wat verhinder my om op een van hierdie terreine betrokke te wees of te help om 'n verskil te maak. Weet as ek dink net aan die geestelike lewe, iemand het my kerk toegenooi, dit het my lewe verander, ek het dit al vir gesê. Dit het my lewe verander, net 'n eenvoudige uitnodiging, wil jy nie Sondag aand saam by kerk toe kom. Ek het nog 'n klomp verskonings ook gehad, want hierdie ouens het dinge anders te gedoen as ek. Maar dit het my lewe verander. Jy kan dalk iemand se lewe verander. Maar jy moet net kom by daardie plek waar jy eerlik is met jouself en sê, wat verhinder my om deel te wees van die groei van hierdie gemeente? Wat verhinder my om deel te wees van die geestelike groei en die emosionele welstand en al hierdie dinge van mense saam met my in die gemeente of in my familie of in my vriendekring? Wat verhinder my om te help? Wat verhinder my om betrokke te wees? Wat verhinder my om te ondersteun? Veral met die uitbou van hierdie gemeente van die Here. Maar ons staan nie net in 'n gemeente nie, dit bring my by die tweede been van hierdie vraag, wat verhinder my
Ons staan ook in familieverband, ons staan ook in 'n vriendekring, ons staan ook in 'n gesinsverband. Ons staan ook in 'n verhouding met hierdie mense, familie en wat ook al. Staan 'n verhouding met my man en my kinders, of met my vrou en my kinders, en my ma, my pa, my skoonma, my skoonpa, en die weet jy almal. En elkeen van ons, as wat ons in 'n verhouding met mekaar staan, het 'n behoefte aan hierdie vier basiese dinge. Ons almal het 'n behoefte aan geestelike groei en ontwikkeling. Ons elkeen het behoefte daaraan, of ons wil erken of nie, aan 'n behoefte om met die Here in 'n verhouding te wees. Ons het 'n sosiale behoefte dat ons kan voel, maar ons deel, ons behoort as mense wat vir my omgee, mense wat my ag. En ons het kos nodig, ons het klere nodig, 'n dak oor ons kop nodig, gesondheid nodig. En emosioneel wil ons nie voel ons is hier onder in 'n gat nie. Ons het nodig dat mense ons sal bid, ons sal bemoedig, ons sal aanmoedig. Ons staan in 'n verhouding met ander mense. En dan kan ek die vraag vra, wat verhinder my om te sien, op te let, aandag te gee aan die fisiese behoefte van mense in my familie en in my lewe? Wat verhinder my om ag te staan en gefokus te wees ook op hulle wat in my gesin is, in my naaste kring is, se behoeftes, my kinders, my vrou, my man? Wat verhinder my om ag te slaan op die emosionele behoeftes van hulle? Aan hierdie mense wat naby my is, hulle het almal emosionele behoeftes. Wat verhinder my om ag te slaan daarop? Wat verhinder my om daaraan aandag te gee, om 'n verskil te probeer maak? Aan 'n behoefte vir liefde en omgee iets te doen. Jy sien dat met ene vandag wie sê liefde en omgee, bou. Dit breek nie af nie. Jy weet my. Maar as ons baie keer sien dat mense ag nie op mense se behoefte aan liefde en aanvaarding en erkenning nie, en dan luister jy die manier hoe hulle met mekaar praat en hoe hulle mekaar afkrap en afbreek en daardie tipe van dinge doen. Dis nie aan nie, dis hoort nie daar te wees nie. Ons behoort by mekaar te bemoedig, te versterk en aan te moedig en op te bou, sodat ons kan gaan en kan sê, wie wat ek het 'n verskil in hierdie persoon se lewe gemaak. Ek het baie keer in my lewe gehoor mense sê vir my, "Jesus, ek is trots op jou oor dit en op dat." Maak my ongemaklik. Maar terselfdertyd moedig het my aan. En so het elkeen van ons ook daardie aanmoediging nodig. Wat verhinder my om aandag te gee aan hulle sosiale behoefte? Ek het dit nou vir u genoem. Wat verhinder jou om hulle te help bou aan hulle geestelike verhouding met die Here? Elkeen van ons kan invloed uitoefen op iemand anders se lewe. Besef jy, daar's iemand in jou lewe wat wie se lewe jy kan invloed uitoefen. As jy my vanoggend sou vra, wat verhinder geluk en vrede en al daardie dinge in mense se lewens, dan sou ek sê ek het al klaar daardie goeders genoem. Ek slaan nie ag altyd op 'n ander se behoefte. Ek is soms soos ek 'n bietjie selfsugtig, ek is egosentries, ek is op my eie behoefte ingestel. Ek het baie keer in situasies gehoor waar mense sê, "Ja, maar wat van my gevoelens? Wat van my belange? Wat van dit?" Die liefde soek nie eie belang nie. En weet wat, as dit met jou beter gaan met my beter. Baie belangrike aspek en die vraag van hierdie hofdienaar was die woordjie my. Wat verhinder my? Wat verhinder my? Ons is dikwels so gefokus op ons eie behoeftes dat ons nie kom by daardie belangrike aspek dat ons ag sal slaan op 'n ander se behoefte en sal sê ons gaan iets doen ten opsigte van hulle. Ons sal die vraag vra, wat verhinder hulle? Wat verhinder hulle om my liefde te gee? Wat verhinder hulle om goed aan my te doen? Maar ons moet een ding weet, en ons moet seker weet, dat die geluk en groei begin by my. Ek wil verder gaan, teruggaan na die gemeente toe. Weet jy dat die groei van hierdie gemeente, die voortbestaan van hierdie gemeente, die sukses van hierdie gemeente, lê nie by my alleen nie.
Dit lê by my, maar elke van die kan môre sê, dit lê ook by my. Dit ook 'n mede-verantwoordelikheid. Dis op my plek, ons nie 'n plek in die mense woord in die Here, maar ek het ook 'n plek hier. Ek het mense gesien wat huweliksprobleme gehad het. Oor 10 jaar het hulle in allerlei probleme geleef en probleme gehad. Mense daar het gekom en gesê, Jesus, ek wil dat hierdie prentjie hier moet julle wegvat en hierdie beeldjie moet julle wegvat en iemand het al daai goeders weggevat wat nou hierdie mense wil ek sê om weg te vat en dit hulle nog steeds huweliksongeluk. Toe stry hulle nog steeds, toe beklei hulle nog steeds. Ek sien my broeders en susters, die probleem het gelê daarby dat die een het gekyk na die ander, wat gaan die ander doen om my gelukkig te maak? Eerder is my vraag te vra, wat kan ek doen om geluk te bring? Wat kan ek doen om vrede te bring? Wat kan ek doen om 'n verskil te maak? Hulle het beklei, hulle het gevloek, hulle het geskel, hulle het beskuldig. En dan het hulle gewag en gekyk wat gaan die ander een doen? Net om daarop te reageer. As die aksie van die een positief is, dan het die ander een positief reageer. Maar so het hulle gewag vir mekaar, hulle gewag het vir mekaar, het niks gebeur. Jy weet, dit is soos 'n donkiekar wat die pos moet vat, van Sintra toe, Kaapstad toe. Maar as niemand op daai wa gaan klim en hy leisels gaan vat en vir daai donkie daar bly staan, hy gaan loop met vreedsaam. En die mense gaan staan en wag. Dalk 'n goeie voorbeeld, maar die feit is, jy moet klim en sê, wie wat ek die leisels vat. Ek sal iets van my kant af doen om 'n verskil te maak. My woord en my raad aan daai twee mense was, verskuif jou fokus van wat 'n ander moet doen om jou gelukkig te maak, na dit wat ek moet doen om daai persoon gelukkig te maak. En kyk dan wat gebeur. Moenie wag. Die woord van God gee vir ons baie goeie riglyne. Riglyne is ek moet lief hê, ek moet geduldig wees, of ek moet, ander woord vir geduldig is, ek moet lankmoedig wees, ek moet die minste wees, ek moet nie my belange voorop stel nie, ek moet nie eer soek nie, ek moet eer gee. Wat jy saai gaan jy baai. Moenie selfsugtig wees nie. Sou ons vanoggend onder die boesems nou. Dan kan ons onsself vra, waar is my tekortkoming? Wat verhinder my? Wat verhinder my om in vrede te leef? Wat verhinder my om geluk te gee? Wat verhinder my om te fokus daarop om geluk te bring? Wat verhinder my om daaraan aandag te gee om die mense in my lewe gelukkig te maak? Wat verhinder my om my deel te doen sodat daar vrede en blydskap in 'n verhouding is? Wat verhinder my? Jy vanmôre na jou eie lewe kyk en jou eie betrokkenheid in mense se lewens, ook in die gemeente en in die geheel te sien, dan kan jy die vraag vra, wat verhinder my vanmôre om konstruktief betrokke te wees, konstruktief deel te wees aan geluk en vrede en al daai goeders. Almal van ons wil vrede hê. Almal van ons wil blydskap hê. Almal van ons wil liefde hê. Almal van ons wil ondersteuning hê. Dink nie dis net ek nie. Weet jy my broer en my suster, dit begin nie by die ontvang daarvan. Dit begin by die gee daarvan. Maar die woord van die Here sê, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En net dit wat jy saai, net dit wat jy gee, sal jy terug. Wat verhinder my byvoorbeeld om dinge te doen, om 'n verskil te maak? Wat verhinder my om gefokus te wees op hierdie 4 basiese behoeftes? Die mense in die gemeente in geheel, die mense in my gesin, my familie, my vriende, my kinders, en wat ook al. Nou, jy kan maklik vir my sê, môre is baie keer nog gedrag, baie keer optrede, baie keer dinge wat hulle sê. Dit is so. Niemand stryd dat alles is altyd 100% en fout weer by jou nie. Maar dit gaan nie hieroor om te soek wie se skuldige wat se fout is dan. Die skuld, die fokus weer na.
wat kan ek doen? Wat verhinder my om 'n ander gelukkig te maak? Wat verhinder my? Dit is van kyk na Spreuke, ons daar 'n magte om goeders te kan uitlig vanmôre om te doen. Iemand het in die week gesê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid. 'n Antwoord is 'n reaksie op wat gesê is. Nou sê hy, wat verhinder my om die grimmigheid weg te keer? Die verskil is hoe ek kies om te antwoord. En dit is die Christus Jesus. Wat verhinder my om die Here met my hele hart en siel lief te hê? Wat verhinder my om die Here te dien in totale oorgawe? Wat verhinder my om betrokke te wees? Wat verhinder my om deel te wees? En ek praat nie net vir die gemeente nie, ek praat ook van in mekaar se lewens. Wat verhinder my om iemand te sê goeiemôre, hoe gaan dit? Wat verhinder my om vir iemand te sê ek gaan vir jou bid en dan vir daai persoon te bid? So kan dit aangaan. Ons vra maklik wat sou Jesus gedoen het. Baie maklik, Jesus sou altyd die regte ding gedoen het. Maar in ons lewens is daar 'n klomp goed wat ons baie keer verhinder om die regte goeders te doen. En net dit moet gaan bepaal wat verhinder my. Net so moet ek myself vra, wat verhinder my? Wat verhinder my? So ek begeer dat hierdie woordjie sal bemoedig en sal versterk en sal aanmoedig om te gaan kyk na hoe lewe ek as mens? Hoe lewe ek as Christen? Hoe lewe ek as 'n broer en suster in Christus in die gemeente? Hoe lewe ek as 'n man in my familie, of as 'n vrou in my familie, of as 'n pa, of as 'n kind? Wat verhinder my om die goeie en die regte te doen? En as jy nie daar kan kom en sê, maar hier is hierdie ding wat 'n geldige, ek praat van 'n geldige rede, nie 'n verskoning nie. Ons het baie keer verskonings, maar verskoning is nie noodwendig 'n geldige rede nie. Ek praat van 'n geldige rede. Dit verhinder my. As jy daar kan anders, ek sê daar. Maar as jy nie kan sê, daar's 'n rede. Weet jy, en die hofdienaar, as hy gesê het, nee, ek glo nie Jesus Christus is nie, dan was daar 'n geldige rede. Wat word verhinder om te doen? Wat verhinder my, as jy dit geïdentifiseer het, dan is die oorlog jou. Dan is dit vir jou belangrik om in staat te wees. Kom ons bid. Vader, ons staan vanmôre as mens voor U. En Here, as mens het ons foute, het ons gebreke, en Here, sukkel ons baie keer met selfsug, en ons sukkel baie keer, Here, met groot gevaar, en ons sukkel baie keer met hoogmoed, en ons sukkel baie keer met trots, en ons sukkel baie keer met allerlei goeders. Maar Here, ek wil vra dat U deur die Gees hierdie vraag lewend sal maak in elke hart. Wat verhinder my om te gee, om te sien, ag te gee, ag te staan, op die mense in my lewe, se vier vangers is 'n boek. Here, ek wil ons bid, dat ons dit sal sien, en dat ons daadwerklik daarin sal doen. Vra dit vanmôre in Christus naam. En ek dank U. Amen.